Okay. Vanoggend wil ek 'n bietjie gesels oor diensbaarheid en ek dink die tema is diensbaarheid of servanthood en die titel wil ek sê is geseënd is julle as julle dit ook doen. Dit het Jesus gesê aan die einde van hierdie stukkie wat ons nou gaan lees, Johannes 13 vers 1 tot 17. Ek wil hê ons moet dit saam lees vanoggend. En dan gaan ek so 'n bietjie meer ingaan op dit. Ja, ek staan net so in absolute verwondering hoe God sy woord elke keer oopbreek. Wanneer ons ingaan en begin lees en sê Here, wat wil U sê? Dan kom hy met amazing goed. Dis vir my elke keer so lekker om voor te berei vir 'n Sondag, maar ook wanneer ek net gewoonweg Bybel lees, as ons regtig gaan stil sit en sê Here, wat wil U uit hierdie stukkie vir my sê? Dan dis asof hy sy gees net kom en sê maar kyk hierso, kyk hier en hy breek dit oop vir ons. Dis net so wonderlik en ek het dit weer beleef hierdie week met diensbaarheid. Johanna het al vir my gevra aan die begin van die maand ek moet ietsie in die maandblad skryf oor diensbaarheid en toe dink ek wel vanoggend wil ek eers daaroor preek en dan gaan ek nou skryf wat in die maandblad kom vanuit hierdie boodskap uit. So kom geniet dit saam met my, kom kyk wat die Here sê vanoggend vir ons. En so ek wil sommer net bid en sê dankie voor ons begin. So Here, ons sê net dankie Here, dankie vir U woord, dankie vir U goedheid, dankie vir 'n wonderlike tyd van aanbidding nou waar ons vanoggend sommer net saam U naam ook deur liedere kon groot maak, Here. Great are you Lord. Here, U is so groot. En sommer net Jorie se getuienis ook weer vanoggend. Here, as ons kyk na dit wat U al in ons lewens op ons pad kom doen het, Here. Dan staan ons net vanoggend weer in verwondering. Here, so kom ons dan vanoggend hierdie stukkie wat ons gaan lees uit Johannes 13. Vader, breek dit vir ons oop deur die Gees. Vader, ek wil vra dat die woorde wat ek spreek en die dinge wat ek gaan dink vanoggend sommer net Here uit my hart uitkom, maar Here sal U dit aanvaar, Here, en kom U Heilige Gees en kom lei my vanoggend in Jesus naam. Amen. Okay, so Johannes 13, ons gaan van vers 1 tot 17 lees. As jy saam, ek lees uit die 83 vertaling. Ja, ek spring so tussen die vertaling, so ek sou in die Engels ook en partykeer in die 20 Afrikaans 20 vertaling, maar ek gaan sommer net begin dan lees ons uit die 83 vertaling. Johannes 13 vers 1 tot 17. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Ek wil hê ons moet hierdie verse gaan kyk, jy kan hom soms so onderstreep in jou Bybel. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. En Jesus en sy disippels was aan tafel en die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bokkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n skottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was. En dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom: "Here, gaan U my voete was?" En Jesus antwoord hom: "Wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan." Maar Petrus sê vir hom: "U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie." Daarop sê Jesus vir hom: "As ek jou nie nou, ekskuus, my oë is nie meer lekker sien. As ek jou nie nou was nie, het jy nie deel aan my nie." Simon Petrus sê toe vir hom: "Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig." En Jesus sê vir hom: "Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie." Jesus het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê: "Julle is nie almal skoon nie." Toe hy hulle voete klaar gewas,
en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, van julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle. 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig, en ek het sommer net in hakies hier gesit, geseënd is julle as julle dit ook doen. Die NIV sê daai laaste gedeeltjie, you will be blessed if you do them. Okay, so ons sing hierdie prentjie, Jesus wat hy ete saam met sy disippels het, en interessant, hy het 'n plan, ek glo hy het 'n plan gehad, hy het geweet wat hy gaan doen op daardie spesifieke oomblik. Nou, as ons kyk na die hele ding rondom voete was, ons weet, dit was 'n gebruik gewees, in daardie tyd, dat as hulle saamkom te eet, dit was 'n prentjie soos hierdie, min of meer, hulle het nie by hoë tafels gesit soos ons, met 'n stoel waar jy ingeskuif het nie. Dit was 'n laarige tafeltjie, en hulle het so half op hulle sye, of so half op die grond gesit, met hulle voete so na agter toe. So dit was 'n gebruik gewees in daardie tyd, dat hulle voete moes was. Want hulle het sandale aangetrek, en in die stof baie geloof in daai tyd, en ek weet as ek my plakkies aangehad het daar by plaas, en ek het so in die lekker somer, of selfs in die winter, ek trek nie baie in die winter aan nie, maar in die somer, daar buite in die plaas in die stof gaan stap, en my voete sweet, dan lyk dit min of meer so iets. Dis nie my voete hierdie nie, hoor. Ja, nogal lelike tone, maar in elk geval, dan lyk dit so iets, vuil voete, gesweete voete, stinkvoete. Lekker stinkvoete. En daarom was dit 'n gebruik geweest dat hulle voete gewas het voor hulle geëet het. Jy kan dink, as jy nou so plat op die grond sit en die ou se voete lê langs jou en daai reukie kom so in jou neus in terwyl jy eet. Ek kan dink dit was nie 'n lekker ervaring nie. So dit was 'n algemene gebruik geweest om voete te was. En dit was iets wat hulle, ek het sommer 'n bietjie gaan lees, hulle sê nie eers 'n Joodse slaaf het voete gewas nie. So dit sou 'n Gentile tipe slaaf gewees het, wat voete sou was. So die Jode het nie eers 'n Joodse slaaf aangestel om voete te was nie. So dit was 'n baie low ranking job gewees daai. En ek het nou so vir Jaco en vanoggend toe ons hiernatoe ry vir Molly gevra, wat dink jy kan 'n ou vergelyk nou met voete was in 'n moderne tyd van vandag? En ek het dadelik gedink aan skottelgoed was. Ek hou nie van skottelgoed was nie. En dit is altyd vir my 'n grillerige storie. Veral as mense nou gaste gehad het en jy met hulle goed was, waar hulle geëet het. Of ons is hier by die kerk en ons met ons hierdie wasstasie hier buite en jy kom daar buite met daai vetterige koue seepvuil water. En jy moet nou jou hande daar indruk. Dit is vir my net 'n slegte ding. Maar ek dink nog nie eers ons kan dit heeltemal met voete was vergelyk nie. Kan jy indink, wie het al deur die belewenis gegaan waar iemand jou voete kom was het? Net as ek het dit ook al beleef, ek het dit al 2 keer in my lewe beleef. Hoe het jy gevoel? Baie awkward, nee, ongemaklik. Dadelik dink ek, gaan my voete nie dalk stink nie, jy weet. Ja, en ek het hierdie een lelike toon. As ek het almal weet dit nou. Toe ek 'n klein seentjie was, het ek gegaan om die deur oop te maak van buite af, die agterdeur van ons huis. En ek het so gerek vir die handvat en ek maak hom oop en toe ek hom wou oopmaak, toe druk my boetie hom van binne af oop boor my toon. Hy tel my hele toon al so op. So ek het 'n skaar vir my lewe lank op my toon. Also ek sou half skaam vir my een toon ook. Julle sal altyd sien as ek nou met 'n plakkie loop, so ek so half wegsteek of so staan of so iets. Maar dit is vir my erg as iemand my voete moet was. En ek kan net dink in daardie tyd, jy weet dat die Jode het dit nie hulle eie slawe eers gebruik om dit te doen nie. En Jesus met sy disippels, hulle het hierdie maaltyd saam
En interessant, as ons net gou teruggaan na daai skrifgie toe wat ons nou gelees het, Jesus, daar staan geskrywe, Jesus het geweet dat hy van die Vader afkom en dat hy na die Vader toe teruggaan. En dit is vir my so mooi, Jesus het geweet wie hy is. En julle sal sien, net daarna, toe staan hy op en hy begin hulle voete was. Hy het sy identiteit in God die Vader geken en daarom was voete was vir hom nie 'n probleem nie. Hy het geweet wie hy is. So dis die eerste ding wat ek daar uitvat. En dan sê hy ook, hy het hulle tot die uiterste lief gehad. Okay, onthou daai en ek wil nou nie vooruit gaan nie, maar sit hom net so nakies, hou hom vas daai ene. Maar Jesus staan op. Daar is nie, ek neem aan daar was nie 'n slaaf wat die voete kon was nie. En hy begin hulle voete was. Kan julle dink dit was 'n tipe van 'n skok gewees dat Jesus die leermeester, die belangrikste van hulle almal, opstaan en hulle voete begin was? Kan julle Petrus se reaksie verstaan? Jesus, gaan jy my voete was? Nee, glad nie, jy sal nie my voete was nie. As jy my voete was dan eerder my hele liggaam, want ek is so vou. Petrus weet waar kom hy vandaan. Jesus kom en hy doen hierdie voete was ding. En dan die vraag wat ek vra, hoekom? Hoekom het hy dit gedoen? Hy, die belangrikste van hulle almal, die seun van God, die een wat op pad is terug na sy Vader toe. Hy staan op en was hulle voete. En ek dink net aan Lukas 22 vers 24, hierdie ouens wat voor hom sit. En so tydjie gelede het hierdie ouens met mekaar gestry en geredeneer oor wie van hulle is die belangrikste. Ja, dit het by almal gegaan oor my posisie wat ek het in hierdie ministry van Jesus Christus. Wie is die belangrikste van hulle? Petrus sou Jesus later vir 3 maal verloon. Jesus was sy voete. Judas sou hom verraai en Jesus kom was sy voete. Dis die ouens wat voor Jesus sit. En die ergste van alles, toe hulle Jesus in hegtenis neem net so rukkie later na hierdie ete wat hulle gehad het, toe hol die res van die disippels almal weg. Ek het nou gedink, ek moet nie sê hol weg nie. Hulle het weggehardloop, nê? In Afrikaans. Maar dis die ouens wat voor Jesus sit. Een wat hom 3 maal verloon, een wat hom gaan verraai, klomp wat sê stry wie's nou die belangrikste onder hulle en die res is klomp bang. Nou moet ek mooi praat. Hulle is bang en hulle hardloop weg. En Jesus kom en hy kom was hulle voete. Ek wil so net hier so 'n bietjie vas staan en sê, hoe lyk jou voete? Vanoggend. Waar het jy geloop in hierdie week? Wat het jy gedoen wat jy weet iets is wat jy so dalk soos 'n Petrus sou voel toe Jesus sy voete wou was? Ek het soms so 'n bietjie toe ek by hierdie punt kom oor my hele week gedink en sommer nog voor dit ook goedjies wat ek gedoen het wat ek ook nogal oor skaam sou voel as Jesus my voete moes was. Ons almal is skuldig aan dit. Jesus kom en hy kom was hierdie ouens se voete. Vers 3 in hierdie stukkie sê, ja, ek het dit nou al genoem. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en weer na hom toe gaan terugkeer. Jesus het geweet wie hy is. Hy het sy identiteit geken en daarom kon hy hierdie act of servicehood, hierdie diensbaarheid kon hy gaan verrig omdat hy geweet het wie hy is. Vir my breek dit net oop dat as ons wil voete was, moet jy in die eerste plek weet wie is jy in Jesus Christus. Jy's 'n kind van God. Jy's vrygekoop deur Jesus Christus self. Die volle prys is vir jou betaal. Die tweede plek sê ek Jesus het kom doen waarvoor hy gekom het om te kom doen. Hy het kom doen waarvoor hy gestuur is. In Markus 10 vers 45 sê Jesus, die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys
vir baie mense. Jesus het geweet, dis hoekom ek hier is, om te dien. Ek en jy, dis hoekom jy hier is vanoggend. Ek het laas keer, so 2 weke terug gesê, onthou julle, God die Vader het gesê, en ek het toe nou gaan kyk mooi, waar is, ek dink is in Johannes 6, dat dink ek laas gesê in Johannes 14, waar God die Vader, deur sy gees natuurlik, trek hy ons na Jesus toe. En deur Jesus Christus alleen, kan ons na die Vader toe gaan, kan ons in 'n verhouding met God die Vader leef. Weer 'n keer, die feit dat jy hier is vanoggend, jy is geroep om diensbaar te wees. Dis wat jy moet doen. Net soos Jesus, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te kom dien. Nog 'n ding, 'n derde plek, hy het 'n voorbeeld kom stel vir ons almal. Dis hoekom hy dit gaan doen het, om 'n voorbeeld vir sy disippels te stel, maar ook vir ons. En die vierde ding, en dis vir my 'n belangrike een, jy is weer terug by dit, hy het hulle tot die uiterste lief gehad. Ouens, ons sal nie kan dien, as ons nie liefde in ons harte het vir mense nie. Dis die eerste vrug van die Gees. 1 Korintiërs 13 is 'n omskrywing, 'n definisie van daai liefde. Ek wil dit gou weer lees. Ek het dit hier op my foon. Ek kan dit net in my kop onthou. Ons lees dit gou. 1 Korintiërs 13 sê, liefde bly geduldig, liefde gee om, liefde is nie jaloers nie, dit spog nie, en is nie verwaand nie, liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Daar ons is besig nou met die offense ding, né? Dit hou nie boek van die kwaad nie. Ons gaan nie kwaad met kwaad vergeld nie. Ons gaan nie revenge nie. In die week weer in ons huis 'n situasie gehad waar ou gevoel het jy wil revenge. jy wil daai ou kry wat hierdie ding gedoen het, maar liefde doen dit nie. Hy revenge nie. Dit is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Liefde val nooit nie, maar profesie, dit sal tot 'n einde kom, of tale, dit sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan, maar liefde sal vir ewig bly. Liefde vir mense. Dit is die ek wil sê amper die een bestanddeel wat ons gaan help om te kan dien. Joyce Meyer het hierdie definisie, what is a servant? Toe ek dit lees, dit my bietjie geruk. A servant is one who lives to benefit another person. They sacrifice for someone else's joy or fulfillment. En dan sê sy, sacrifice is the only status symbol in the kingdom of God. Ja, opoffering, is dit die regte woord? Sacrifice, die enigste status symbool in die koninkryk van God. Is dit nie wat Jesus kom doen het nie? Hy het alles opgeoffer. Selfs sy reg, sy posisie as wie hy is, as kind, as seun van God, het hy opgeoffer om 'n servant te wees, om diensbaar te wees. A servant is one who lives to benefit another person. Jy lewe om 'n voordeel te wees of 'n voordeel te bring vir iemand anders. Jy gee alles op vir iemand anders se vreugde, joy of fulfillment. Ek weet nie wat se Afrikaans nie. Dis 'n servant. En ek dink so, waar staan ek in dit? Ek onthou, ja, ek wil nou nie so, maar ek onthou op 'n stadium in my lewe moes ek serve, en ek het gevoel, ja, dit is low class hierdie man. Dis nie vir my lekker om hierdie te doen. Maar dis tog of die Here vir my vandag kom wys, dis wat hy wil hê ons moet doen. Dis wat hy wil hê ons moet doen. Die minste wees. Inteendeel, Jesus het dit ook vir sy disippels gesê toe hulle gestry het. Wie is die belangrikste? Sê hy, die een wat die meeste moet wees, moet bereid wees om die minste te wees. Wat die belangrikste wees, moet bereid wees om die minste te wees. En hierdie is vir my ook belangrik. Diensbaarheid is daar vanaf die begin af.
As jy mooi gaan kyk, die drie enige God, daar's 'n diensbaarheidsverhouding, die servant relationship tussen die drie eenheid, die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons sien Jesus dien die Vader. Ons lees dit Johannes 8 vers 29. Jesus sê hy sê hy doen net wat hy sien sy Vader doen en hy doen dit vir sy Vader. Jesus dien die Vader en die Heilige Gees dien beide, die Vader en Jesus. Johannes 15:26 sê dat die Heilige Gees oor hulle getuig. En Johannes 16 vers 14 sê hy verkondig alles wat hy by Jesus en die Vader hoor. Die Heilige Gees dien die Vader en Jesus Christus. Hy's 'n servant vir hulle almal en Jesus dien sy Vader. So daar's 'n servanthood relationship onder die drie enige God. En dis belangrik, dis reeds daar van die begin af. Dit laat my beter verstaan hoekom Jesus voete kom was. Want hy's gewoond aan dit. Dis hoe dit werk. Dis die verhouding wat hy met sy Vader het. Nou die vraag is, hoekom dien ek en jy? As jy 'n bietjie mooi dink vandag, hoekom dien jy? Ek wil vra, miskien moet ons eerder vra, ek het myself ook die vraag gevra, dien ek? En as jy dien, hoekom dien jy? Nou is my belangrike ding hierso, ons is 'n gemeente, deel van die liggaam van Christus en ons weet die liggaam het baie lede wat ons is afhanklik van mekaar, maar ons is ook saamgevoeg as 'n VVG gemeente om mekaar te dien. Dis wat die Here van ons verwag. In die eerste plek, Jesus het vir ons 'n voorbeeld kom stel. Ons het dit nou net gelees in vers 15 waar Jesus sê ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dis hoekom ons ook dien. In die tweede plek, die beeld dit beeld Jesus se koningskap in my lewe uit. Dis sy opdrag aan my en daarom doen ek dit. As Jesus koning is in jou lewe, dan dien jy. Daar was nie eers twee vrae rondom dit nie. Matteus 20 vers 28 sê so is dit ook met die seun van die mens. Dis Jesus wat hier praat. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys, soos ons nou ook gelees. Dis hoekom Jesus gekom het. Hy het die voorbeeld, hy vir ons kom wys en omdat hy met die koning is in my lewe, dien ek. Derde plek 2 Korintiërs 4 vers 5 tot 6. Paulus kom, hy sê so ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here en onsself as julle dienaars. Dan hoor wat sê hy hierso, ter wille van Jesus. Onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. God wat gesê het laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God. En Paul Manwaring, hy skryf ook, ek het nou 'n boek gelees van hom, What on Earth is Glory? En hy praat ook van the knowledge of the glory of God. Nou daar's 'n spesifieke woord, daai kennis wat Paulus hier gebruik, die kennis van die heerlikheid van God. Die Hebreëse woord is yada, maar die Grieks wat hier gebruik word is, nou wil ek dit probeer uitspreek, ginosko, so iets, G-I-N-O-S-K-O. En wat dit beteken is, dit beteken daai, ek wil dit in Afrikaans sê, om God intiem te ken deur ervaring. Intimate knowledge of God through experience. Dis wat Paulus hiervan vra, daai intimiteit om God te ken deur daai intieme verhouding, maar dit kom deur ervaring. Dis nie sommer net iets wat daar is nie. God kom deur sy Gees en hy lei ons in 'n verhouding met God die Vader. En dan begin ons hierdie intimiteit met God beleef en ervaar. Dis jara, of jara is my makliker woord. Jy jara met God. Met ander woorde, het hierdie intieme verhouding wat uit ervaring uitkom. Dis daai knowledge, daai kennis van die heerlikheid van God. En Paulus sê hierso, ons doen dit vir Jesus.
ter wille van Jesus. Daarom dien ons julle. 1 Petrus 4 vers 10, Petrus sê hierso, en ek wil dit sommer in die Engels lees hierso in die NIV, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Elkeen van ons sal ons gawe wat die Here vir ons gegee het, elkeen van ons moet dit gebruik om ander te dien. Dis wat die Here wil hê. Dis wat hy hier kom demonstreer het deur die disippels se voete te was. Galasiërs 5 vers 13, dien mekaar deur liefde. En dit wat ons nou gesê het in 1 Korintiërs 13, sonder liefde baat ons niks. Ons kan nie dien as God se liefde nie in ons is nie. En daai liefde kom net deur verhouding met God. Daai jare met die Here, daai kennis van die heerlikheid van God, wat kom deur ervaring, deur intimiteit met God die Vader. Johannes 13 vers 1, wat ons nou gesê het, he loved them to the end. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Dit is vir my die kenmerk van Jesus wat kom en as 'n dienaar optree. Die liefde wat God in hom geplaas het en wat God ook in my en jou plaas om ander te kan dien. Weer daai definisie van Joyce Meyer, a servant is one who lives to benefit another person. They sacrifice for someone else's joy or fulfillment. Dit is wat die Here wil hê met ons doen. Ons kan dit nie doen as ons nie daai liefde het in ons harte nie. Ek het sommer hierdie geraak gelees. Ons vermoë om lief te hê word dikwels gevorm deur ons ervaring van liefde. Dink bietjie mooi daaroor. Dis moeilik om lief te hê as jy uit 'n huis uitkom waar jy nooit liefde gesien het nie. Ek onthou sommer net ek het so rukkie terug ook daar by die skool vir die kinders so 'n videoetjie gespeel van 'n hondjie. Ek dink ek het dit dalk al vertel. Die hondjie wat hulle op die straat vang. En die hond is wild en hy beklei teen die ouens, hy's verwaarloos en vuil. En dan vat hierdie mense hierdie hondjie in en versorg hom, maak hom skoon, skeer sy hare af en dan draai hierdie hondjie net so om. Die oomblik wat hy daai ervaring van liefde het, verander die hond se hele persoonlikheid. Word dit 'n beautiful hondjie. En ons dis moeilik om lief te hê as ons nie die ervaring van liefde het in ons lewens nie. Om geliefd te wees is die mees kragtige motivering wat daar sekerlik in hierdie hele wêreld kan wees. As jy nie geliefd voel nie, voel mens ongemotiveerd. Maar dit het ek al baie gevoel wanneer ek en Molly nou nie lekker is met mekaar. Jy het geweet ek het sê. Dan voel ek net ongemotiveerd. Dit voel amper ek kan nie eers met die Here praat nie. Ek kan nie fokus nie. Maar as ek uit die huis uitstap en ek weet sy's lief vir my, dan kan ek kan berge versit. En dis dieselfde met ons verhouding met God, as ons daai intimiteit met hom het, daai kennis, the knowledge of the glory of God, daai jada met hom het, daai liefde, daai intimiteit met hom wat kom uit ervaring met God, dan begin ons sy liefde ook in ons harte beleef en sien en ervaar. En jy kan ander begin dien met die liefde wat God in jou hart sit. Jy weet, mense kan 'n maklike show maak en allerlei goedjies doen by die kerk, né? Of op uitreike gaan, ek is nou nie met julle besig nie. Ek wil ook volgende jaar hopelik saam gaan, maar as ons Zambia toe gaan, ons kan gaan en ons kan al hierdie great goed doen, né, maar as ons dit nie gaan doen met ware opregte liefde in ons harte nie. Ek dink mense tel dit op. Mense tel dit op as jy dit nie met daai liefde doen nie. Ek het sommer 2 skriffies wat vir my mooi hierby pas is 1 Johannes 4 vers 7 en 8 geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God en elkeen wat lief het is 'n kind van God en ken. Dis weer hierdie selfde woord hierdie ken is weer daai genosko, daai Griekse een, daai intieme kennis van God deur ervaring. So hy sê hierso, want liefde kom van God en elkeen wat liefhet is 'n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie,
het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hier is vir my nogal 'n bietjie 'n skriffie wat hy bring weer daai het geen kennis van God nie, daai ja daar ontbreek. Hy sê hierso geliefdes, ons moet mekaar lief hê want liefde kom van God af en elkeen wat liefhet is 'n kind van God en ken Jada God. Wie nie liefhet nie, het geen Jada van God nie, want God is liefde. Ek vang myself en hier is nou, ek gaan dit met julle deel waar ek baie keer kom en ek weet die Here roep my om mense om te gaan dien. En ek voel hoe ontbreek die liefde wat God wat daar veronderstel is om te wees in my hart, ontbreek dit. En ek besef hier's 'n fout. Ek het nou weer onlangs weggery by iemand wat ek gevoel het, Here, hoekom voel ek so? En ek dink dis klomp goeters gemeng. Dalk 'n stuk offense of dalk herinneringe uit die verlede uit of iets wat ek voel, maar hier's 'n krapperigheid. Ek doen dit nie soos wat Jesus ouens, Jesus was die voete van die ou wat hom gaan verraai. Hy was die voete van 'n ou wat hom 3 maal gaan verloon. Kan julle dink toe hulle Jesus in hegtenis neem? En hy kyk om en al die disippels hardloop weg. Hy het geweet dit gaan gebeur, maar Jesus kom met 'n liefde wat van sy Vader af kom, 'n liefde wat hy ken. Met 'n diep intieme verhouding met God. Hy kom met daai ervaring van daai liefde en hy kom was voete. En hier is dit is my ernstige goedie want ek het nou die laaste ruk baie stories gelees en goed gesien waar mense ons is besig met the Truth Project. Ek dink julle is julle ook met hom. Okay. Waar dit gaan oor ek dink altyd Pilatus toe Jesus voor Pilatus was toe vra hy vir Jesus wat is waarheid? En hierdie is vir my 'n stuk waarheid wat die Here vir ons hier oopbreek. Dat as ons nie daai liefde het wat God wil hê ons moet mense dien nie. Ek lees baie stories waar mense kom en sê hulle sê die kerk van die Here is klomp jy weet fariseërs en ouens wat nie regtig bedoel wat hulle sê nie en wat nie eers leef dit wat hulle sê nie. Ons kan nie toelaat dat die kerk van die Here so aangeval word in die wêreld daar buite nie. Ons moet die voorbeeld leef. Ons moet erns maak wanneer dit kom om te dien. Jy mag vra maar waar gaan ek dien? Dis baie geleenthede om te kan dien binne VVG. Die een wat ek die meeste haat is skottelgoed. Jy kan daar dien. Maar is baie geleenthede om te dien. Ek kan jou waarborg vanoggend hier is 'n geleentheid. In hierdie samekoms gaan die Here vir jou geleentheid wys om iemand te dien. Wees oplettend daar waar jy werk. Perfekte geleentheid om te dien. In jou huis, nou gaan ek houe kry. Daar kan jy dien. Maar nou nie weer op my kinders pak hierso nie. Kyk nie. Ek gaan nie vir julle kyk nie. Maar in jou huis is geleentheid om te dien. Daar waar jy werk, hier by die kerk verseker. Selfs as jy dorp toe gaan, let op. En ek sê vir Molly vanoggend, ek weet hierdie week gaan ek ge-challenge word want elke keer as ek oor 'n ding preek, word ou ge-challenge op dit. So ek weet dit kom. En hoe gaan ek reageer op dit? Ek het al nou onlangs het iemand my 'n lift gevra. En toe dink ek 'n verskoning uit, ek wil nie. En toe draai ek om toe gaan laai ek hulle op. En die Heilige Gees het my kwaai aangespreek daaroor. En dis al hoe ons hierdie liefde wat God in ons harte wil sit, daai ervaring gaan kry.
As ons net eenvoudig gehoorsaam is en dit doen. Paulus kom Filippense 2 vers 5 tot 8. Hy sê eintlik ons moet dieselfde gesindheid, dieselfde mindset hê as Jesus Christus. Dit is so 'n mooi stuk hierdie. Hy sê dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Ek het sommer 'n hakies gesit. Hy het nie homself probeer bevoordeel in dit nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Have the same mindset as Christ Jesus. Dis wat God wil hê, dat ons dieselfde gesindheid as Jesus Christus sal hê. Ek wil klaarmaak met hierdie skrifgie, Markus 10 vers 45. Ek wil dit eintlik net herhaal. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Romeine 12 sê Paulus, en nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Jouself as 'n servant te gee, as 'n offer te gee vir God. En soos Jesus dieselfde mindset te hê en uit te gaan en ouens te gaan dien. Daai gnosko, ek sukkel, daai intieme kennis van God deur ervaring, to know him en om hom te ken. Dit is wat ons uiteindelik gaan bring by hierdie plek van om diensbaar te wees. En ons gaan daai ervaring net kry deur net te gehoorsaam te wees en te gaan dien soos wat God jou lei deur sy Heilige Gees. Jesus sê dan in Johannes 13 vers 10, sy die woorde waarmee hy dan afsluit nadat hy hierdie hele proses met hulle deurgegaan het en 'n voorbeeld vir hulle gestel het van voete was. Dan sê hy vir hulle, julle weet dit nou. Gelukkig, geseënd is julle as julle dit ook doen. Daar lê vir ons 'n blessing daarin om diensbaar te wees. En daai blessing glo ek is om daai intimiteit met God te hê. En elke keer as ons gedien het, eintlik op jou plek, jouself op 'n plek gaan sit het waar jy God gedien het deur ander te dien, in 'n ongemaklike posisie, dalk 'n tipiese voete was ervaring. Dis waar ons daai ervaring gaan begin opdoen. Julle weet dit nou. Gelukkig, geseënd is julle as julle dit ook doen. Vader, ons sê vir U dankie, Here. Dankie net vir hierdie wonderlike voorbeeld wat U vir ons kom stel het, Jesus. U hele lewe op hierdie aarde was U diensbaar. Vader, dankie dat U vir ons vanoggend oopgebreek het dat dit van die begin af is daar 'n diensbaarheidsverhouding, Vader, tussen U en Jesus en die Heilige Gees. Dis eintlik niks niets nie. Here, ons wil diensbaar wees in VVG. Ons wil mekaar dien met die gawes wat U vir ons gegee het, Here. Ek wil bid, kom help ons daarmee. Kom maak ons weer bewus daarvan, Here. En Here, soos wat ons die week ingaan, weet ek, Here, U gaan vir ons geleenthede gee om diensbaar te wees. Vader, maak ons sensitief daarvoor. Heilige Gees, kom wys ons. Here, ons wil daai intimiteit met U beleef, Here, wanneer ons dien. Here, ek kan net dink daai oomblik toe Jesus begin voete was. Die verbasing by sy disippels, Here. Hoe Jesus hierdie ding doen wat nie een gedink het hy sou doen nie.
Daai heilige oomblik, Here, wanneer ons ander dien. Vader, help ons met dit. Heilige Gees, versterk ons en wys ons hoe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike week hê en soos wat ons dien, jy gaan weet wanneer die Here 'n geleentheid gee en mag dit vir jou regtig 'n ervaring van intimiteit wees met God. In Jesus naam. Julle moet 'n lekker week hê.